stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. Oh, well, it's true, I was made for you. Goeiemôre gemeente. Nee, liewe ouers. Ek weet dit is koud, maar ons stembande is dan nou al lekker opgewarm. Kom ons probeer weer. Goeiemôre gemeente. Daar sê dit klink baie beter. Baie welkom vanmôre hier by Alberton Lewensentrum. Ons glo en ons vertrou dat jy vandag saam met ons iets gaan beleef van God se heerlikheid en God se teenwoordigheid. Ek wil baie dankie sê vir Sanet vir die verskriklike mooi openingslied wat sy vir ons gesing het. En dan wil ek vra, kom ons raak net so stil. Dan bid ons tot die Here wat hemel en aarde geskep het. Ons almagtige Here en hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre hier by mekaar kan wees in reaksie op u roepstem. U roepstem wat sê, kom kinders, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Here, ons bid vanoggend dat ons u teenwoordigheid op 'n spesifieke manier mag beleef, sodat ons wanneer ons hier uitstap, ons teenoor onsself sal kan herken, ek het vandag my God hier ontmoet. Here, ons as geloofsgemeenskap is vandag hier en ons het 'n verskeidenheid van emosies. Here, ons dink byvoorbeeld aan die families van hom Koos Gous wat oorlede is. Ons dink in die besonder aan sy vrou Janet en sy seun John. En dan ook die familie van Dani Harmse waar sy pa Piet oorlede is. Here, ons sit en ons dink aan hulle en ons vra Here vertroos hulle. Maar ons bid ook, Here, die mense wat die afgelope tyd goeie nuus gekry het, dalk is daar 'n toevoeging tot die gesin op pad. Here, waar hulle 'n blydskap het, vreugde, dankbaarheid, vra ons Here, wees ook met hulle. En stap elke tree van hierdie pad met hulle. Here, waar ons môre by mekaar is, wil ons vra dat wat ons hier dink, doen en sê, u naam sal groot maak. Here, sodat u heerlikheid en die koningskap hier op aarde werklikheid sal kan word. Ons bid, Here, vergewe asseblief genadiglik al ons sondes, nie omdat ons dit ooit kan verdien nie, maar omdat u so goed en so genadiglik is. Dit alles bid ons in die naam van ons koning Jesus Christus. Amen. Nou vriende, as jy by die deur ingekom het, jy so naweekbulletin ontvang, jy is meer as welkom om hom later te gaan deurlees by die huis, of wanneer jy ook al. Daar's net twee saakies wat ek vir jou wil uitlig. Die eerste een is, seker julle is nou al bekend met ons winter worship aande wat ons in die wintervakansie hierso het. Nou vanaand kom 'n groep met die naam Duislig hier na ons toe. Ongelooflike belewenis as mens kyk na wat hulle gedoen het. Hulle is vir 'n SAMA toekenning benoem en hulle is regtig besig om letterlik die land aan die brand te sing. So ek wil jou uitnooi, bring vanaand die familie, bring 'n kombers saam as dit nodig is. Los maar die sherrytjie by die huis want ons gaan jou van binnekant af warm maak op 'n ander manier vanaand. En dan volgende week die 12de kom Joshua na die reën hier na ons toe. Dan die 19de is ons eie lewensentrum worship band die op stage. Dit beloof my groot geleentheid te wees. Dan die 26ste kom Jou Niemand hiernatoe. Ek weet nie of dit iemand is nie, maar hulle sê dit sy naam is Jou Niemand. En dan die 2 Augustus kom Retief Burger hier by ons se draai maak. Nou, interessant, nou die dag as ek hier by die kerk in die middel van die week, soos wat mense nou maar is. En ek hoor 'n klomp kinders speel hierbo. Nou fokus ek so 'n bietjie op dit wat hulle vir mekaar vertel. Nou is dit klomp kinders wat speel. Nou sê die eerste een, man, jy weet, my pa is so slim en so ryk, nê. Hy staan bedags voor 'n wit bord en skryf en dan na die tyd dan sê hy die kinders iets geleer. Dan noem hulle hom 'n onderwyser en dan betaal hulle hom daarvoor. En ek sien Sanet en Renier se klein seentjie Reinhard hy sê man, dis niks nie. My ma sit voor die klavier nie, dan druk sy 'n paar note en skryf 'n paar woorde, dan noem sy dit 'n liedjie en betaal hulle haar 10.000 rande daarvoor. Dis slim en ryk. En ek sien klein AJ sit daar so met so 'n glimlag op sy gesig. Hy sê mense, julle verstaan hierdie ding heeltemal verkeerd. My pa staan op 'n Sondagoggend op. Hy skryf 'n paar sinnetjies op papier. Hy noem dit 'n preek en dit vat 16 mense om die geld bymekaar te maak na die tyd. Ons weet egter ware rykdom met niks met jou bankstate of jou besittings te doen nie. Dit gaan oor jou persoonlikheid
en jou persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. En daarom wil ek jou vra, kom ons staan op, ons lig ons hande op en ons sing saam met die musiekbediening hiervoor. Ons maak sy naam groot, baie dankie. Lig jou hande op, lig jou stem na bo. Ons is hier om hom te loof en prys. Hy is koning Heer, wat vir ewig regeer. Elke knie moet buig, sy naam bely. Al die lof en al die eer, al die dank aan U my Heer. Met my lewe en my lief wil ek U eer. Al die lof en al die eer, al die dank aan U my Heer. Met my lewe en my lief wil ek U eer. Lig jou hande op, lig jou stem na bo. Ons is hier om hom te loof en prys. Hy is koning Heer, wat vir ewig regeer. Elke knie moet buig, sy naam bely. Al die lof en al die eer, al die dank aan U my Heer. Met my lewe en my lief wil ek U eer. Al die lof en al die eer, al die dank aan U my Heer. Met my lewe en my lief wil ek U eer. Al die lof en al die eer. Loof die Heer. Loof die Heer. Loof die Heer. Loof die Heer. Die skepping sal juig en ons harte sal getuig dat Jesus lewe. Die kettinge is gebreek en die bose magte weet. Wie is ons Here? U is ons Here. Koning Jesus. Loof die Heer. Loof die Heer. Kom ons loof die Heer. Loof die Here. Die skepping sal juig en ons harte sal getuig dat Jesus lewe. Die kettinge is gebreek en die bose magte weet. Wie is ons Here? U is ons Here. Koning Jesus. Koning Jesus. Koning Jesus. En dan sing ek halleluja.
wat regeer, dan sal my lief vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na die hart, die Vaderhart, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na die hart, die Vaderhart, steeds naby. Dan sal my lief nog bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sal my lief vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na die hart, die Vaderhart, steeds naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na die hart, die Vaderhart, steeds naby. Na die hart, die Vaderhart, steeds naby. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well with my soul. Vermydes en storms bring my vriend vlieg. Al sal ek dan sterf, of al sal ek nog leef, sal sy vrede nog steeds by my wees. Dit is wel met my siel. 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 Ek gaan jou vra om jou oë te sluit en vir 'n oomblik bietjie daai vraag te beantwoord. Hoe gaan dit vandag met jou, met jou siel? Hoe gaan dit tussen jou en God en jou verhouding met hom en met jouself? Kan jy sê dit is wel met my siel? Oor genade, oor vergifnis, oor tweede kanse,
Oor dat jy sy stem hoor en weet wie hy is en wie hy is. Hoe gaan dit vanoggend met jou siel? Hemelse Vader, as ons so stil word en daaraan dink, dan kan ons nie anders as om aan genade te dink. Van die enigste rede hoekom het ooit met ons enigsins goed kan gaan. Die enigste rede hoe ek enigsins ooit vrede in my hart en vrede in my omstandighede ten spyte van my omstandighede kan hê is, wanneer ek nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond uit. Woorde wat sê ek is 'n geliefde, woorde wat sê ek is vergewe, woorde wat sê ek is nuut gemaak, woorde wat sê ek het tweede kanse, woorde wat sê ek het 'n roeping, ek het 'n doel. Here, dis wanneer U daai woorde my hart fluister, wanneer ek besef dit is wel met my siel, wanneer U met my praat. Dankie daarvoor, Here, dankie vir daai genade. Dankie dat ons dit vanoggend weer kan beleef, saam met ons vriende, saam met 'n gemeente. Dankie, Here, dat ek kan sing, dit is wel met my siel, omdat U my genade gee. Dankie daarvoor, Here, mag ons in hierdie diens iets daarvan beleef, hoe ons net nader kom aan wie ons werklik is in Christus. En mag ons daai rykdom beleef van daardie vrede. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente, u kan gerus sit. Nou, ek net so vanaf u terugvoer gee. Ek was laasweek by Paul se gemeente daar in Pretoria. Hulle is nou so 6 maande oud en dit was 'n belewenis. Oor die 600 mense wat daar was in die winter, in hierdie koue, in die skoolvakansie en so. Ek dink 2-3 weke terug voor dit was ek by Darius weer gewees daar by die Wesrand en daar was by 1000 mense gewees. So dis 'n gemeente van 'n jaar oud en 'n jaar en 'n half, of 6 maande oud en 'n jaar en 'n half oud. So regtig ons beleef groot seën. Gys by Oosrand trek vandag in 'n nuwe skool in, of hulle het reeds ingetrek. En ons is baie opgewonde, privaat skool daar in Benoni, bietjie meer op die grens tussen Benoni en Kempton. So ek dink ons is regtig ons opgewonde. Aston College, as jy gewonder het. So baie groot seën daar, mooi foto's, jy kan gaan kyk op Facebook hoe lyk hulle nuwe plek. Die skoolsaal wat hulle nou kan gebruik, groter, mooier, luxer, al die goed. So ons is opgewonde, dit gaan goed. Vanaand gaan ek na Marius toe, dan sal ek vir julle sê wat doen hy klein mannetjie weer daar. Maar het gaan nie goeie nuus wees nie. Hy maak net moeilikheid waar hy gaan. So ek sien uit, vanaand kuier ek daar in Vanderbijl Park terwyl julle hier saam met duiselige diens gaan hê. So dit gaan goed met die Lewensentrum groep. Ek weet nie, het jy al gehoor, ons begin einde Oktober, November, begin ons eerste gemeente buite die Gauteng provinsie. Ons gaan daai klomp stormers help om tot bekering te kom. Ons gaan af Kaap toe, ons gaan aan Durban wil 'n gemeente begin. Ja, ons is opgewonde. Die werk loop. So, kom ons praat. Ons is besig met 'n reeks oor wat is ware rykdom. Tom het hom laasweek begin en ek dink iets moois vir ons verduidelik. Ons gaan nou weer kyk uit die boek Openbaring uit. 'n gemeente wat gesê het, ons is ryk. Ons het alles. Ons het niks van niemand en nêrens nodig nie. En God sê, julle het nie idee wat is rykdom nie. En ons het baie daaraan gedink, want Lewensentrum is 'n ryk gemeente. Ryk in soveel invloed in die land, ryk in soveel mense weet van ons ensovoorts. Ryk ook in finansiëel. Ons kan ander gemeentes gaan plant en help en ons hou van hierdie jong gemeentes letterlik aan die lewe, maand tot maand betaal ons groot gedeeltes nog van hulle uitgawes, sodat hulle kan groei en kerke plant en dat ons kan sê ons is ryk. Maar is ons regtig ryk volgens die Bybelse standaarde? In God se oë, hoe kyk hy na Lewensentrum? En ek dink nie ons is heeltemal van die pad af nie, dit moet ek dadelik vir u sê, maar ek dink ons kan baie groei in wat die regte definisie van wat's ware rykdom. Nou, Tom het laasweek die definisie vir u gegee, hy is nêrens neergeskryf en goed nie, maar ons sal hom nou al hoe meer begin versprei, dat jy daai definisie kan in jou kop hê. Ware rykdom is as jy in gesonde verhouding staan met God, met jouself, met jou naaste en met die skepping.
As een of meer van hierdie verhoudings gebreek is, het jy nie ware rykdom nie. En ons is besig op die linkerkantste muur, my linkerkant, julle regterkant, is ons besig met 'n skets wat gaan groei, hoe meer ons met die reeks aanhou, jy's daar in die middel, en ware rykdom is as jy daai verhouding met God gesond en reg het. En ware rykdom as jy 'n verhouding met jouself, waarna die regterkant toe, as jy die verhouding met jouself reg het, en soos wat die reeks groei gaan jy sien, en dit is as jy met jou naaste 'n goeie verhouding het, en as jy met die wêreld 'n goeie verhouding het. Hierdie kom uit die skepping uit. Adam en Eva het 'n goeie verhouding gehad met God, met hulle self, met hulle naaste, mekaar, en met die wêreld. Hulle het name vir die diere gegee, plante, en al hierdie goed gedoen, en toe kom sonde, en breek al daai verhoudings. Skielik kruip hulle weg vir God. Skielik kom hulle agter hulle is naak. Skielik is hulle, maar dit was jy, dit was die vrou, dit was die man, dit was die slang. Skielik is daar aantuigings, bedreiging, konflik, en skielik is hulle uit die tuin uit, en die aarde begin dorings en dussels oplewer, en met jou sweet van jou aangesig, sê jou brood verdien. So, al daai verhoudings word skielik gebreek, en ons het nie meer rykdom nie. So dis waaroor hierdie reeks gaan. Hoe kry ek dit terug? Hoe kan ek en jy in vandag se tyd al iets weer beleef van die rykdom wat Adam en Eva gehad het voor die sondeval? Ware rykdom, innerlike rykdom. Nou ons het laasweek Openbaring 3:15 gebruik, en ek gaan hom net weer vir jou lees. Dis so iets van ons tema skrif vir hierdie hele reeks. Hy sê, ek ken jou handel en wandel. Ek weet dat jy nie koud of warm is nie. Was jy tog maar net koud of warm? Omdat jy so lou warm is, nie warm nie en ook nie koud nie, is ek op die punt om jou uit my mond te spoeg. Jy sê, ek is ryk. Ek het skatryk geword en het aan niks behoefte nie. Jy besef nie dat jy ellendig en bejammeringswaardig is nie. Armlastig, blind en kaal. Ek gee jou daarom die raad om by my goud te koop wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan word, en koop vir jou wit klere om aan te trek, sodat die skande van jou naaktheid nie algemeen sigbaar word nie, en koop ook oogsalf om aan jou oë te smeer sodat jy kan sien. Ek berispe en straf almal wat ek liefhet. Kry lewe en kom tot inkeer. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet. En dis rykdom. Wanneer jy jou hart oopmaak en God inkom en jy begin al hierdie verhoudings in jou lewe herstel. Jy sien, sonde kom stuk vir stuk in jou en my lewe in en breek een vir een van daai verhoudings. Ja, hy kom nie noodwendig in 'n volgorde nie, hy kan inkom en jou verhouding tot die wêreld, net die breër wêreld, praat nie van mense nie, praat van die skepping, praat van jou doel, jou werk, praat van die natuur, al hierdie goed. Jy begin net agterkom, jy het geen empatie nie, jy worry nie, jy gee nie om nie. Sonde kom in en skielik is maar aarde en jy vat net en jy gebruik net vir jou eie beswil, vir jou eie gewin. En skielik begin jy hard word teenoor die aarde, teenoor die skepping. Ewe skielik kom jy agter, jy sien armoede en daar's net so hardheid binne in jou. Dis net jy gee nie om nie. Hulle het dit self van hulle self gedoen. Ek kan nie help nie, ek kan nie almal help nie. Wat moet ek al my geld weggee? En dan begin net 'n hardheid in jou kom. Dis wat sonde doen. Stelselmatig begin jy net agterkom, jy raak al hoe meer koud. En dan ewe skielik kom jy agter, jy's ook so teenoor jouself. Jy's altyd kwaad vir jouself. Jy's altyd besig om jou te vergelyk met ander. Jy het nie genoeg nie. Jy moet meer kry. Jy moet slimmer, jy moet sterker, jy moet meer gewild, meer bekend. En jy sit met hierdie ongesonde verhouding teenoor jouself en dan ewe skielik ook teenoor God. Dis wat sonde doen, mense. Die loon van die sonde is die dood. En hy bring dood in jou en my verhoudings. Laasweek het Tom hierdie skrif vir jou uitmekaar uitgetrek, waar die plek is en hoe hulle warm water en koue water pype gehad het, hoe hulle salfolie gehad het en hoe hulle geld en handelsroete was, al hierdie goed verduidelik, maar teruggekom net by, as jy nie ryk is in God nie, jou dwaas. Vanaand sterf jy, is jou hele lewe verby, dan gee jy rekenskap oor jou verhouding met God. Laasweek, ek gaan dit nie herhaal nie, jy kan gaan kyk op die internet, die hele preek is daar. Kom ons gaan vandag dan nou een tree verder.
Dis nie net jou verhouding met God wat jou ryk maak nie, maar is ook die verhouding met jouself. Nou hierdie is weird taal vir baie van ons. Jy sê, Andries, wat 'n verhouding met myself? Ek bedoel, staan ek langs myself en sê, hallo self, hoe gaan dit met jou self? Laas toe ek dit gedoen het my vrou my aangegee en moes ek 'n week in Weskoppie spandeer, jy weet. So ek bedoel, hoe het ons verhouding met onsself? Nou, baie interessant. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n verhouding met jouself. Het jy al in die kar gery en met jouself gepraat? Moenie nou ja sê nie, dink net ja, okay? As jy nou ja sê, is jy opgeteken, okay? Ek bedoel, jy het 'n verhouding met jouself, jy redeneer in jou kop, jy stry, jy vra, jy's kwaad vir jouself, jy voel skuldig oor goed, jy spyt oor goed, jy's bly oor goed, jy het 'n selfbeeld oor jouself. So ons het 'n verhouding met onsself. Die vraag is, hoe goed ken jy jouself? En hoe goed verstaan jy jouself? En hoe goed weet jy wat is jou regte doel hier, wat God vir jou het? En wat is jou eie doel, jou eie wil en wat's God se wil? En ek bedoel, ons het hierdie massiewe oorlog, debat binne in onsself. Daar's iets van selfregverdiging, die doel heilig die middele, ek moes so kwaad word, of ek moes dit sê, of ek het geen keuse gehad in hierdie transaksie nie, of in hierdie situasie nie, en dis maar hoe ons is, ek love hierdie, dis maar hoe ons van 'n merwes is, my oupa was so, my pa so, en ek is so, okay? So ons het al hierdie stories, oor hoekom ek is wie ek is, en hoekom ek doen wat ek doen, en die vraag is, hoe goed ken jy jou ware self? Ek gaan net meer daaroor praat. Maar hoe goed ken jy jouself? As jy opgetree het, weet jy hoekom het jy so opgetree? As jy goed doen, weet jy hoekom gaan doen jy sekere goed? As jy sekere emosies kry, weet jy hoekom voel jy dit? Het jy al vrae en handvatsels gekry oor wie is ek regtig hier binne? Hier my innerlike mens, hierdie geheime mens van my. En die vraag is baie keer, Andries, hoekom het ek dit gaan doen? Ek bedoel, ek het nie nog tyd om myself te ondersoek nie. Jesus, dit klink diep, jy weet. Ek leef net, ek gaan net aan, ek werk net, kry geld, maak geld, betaal die rekeninge en werk net. Ek het nie tyd vir hierdie innerlike stories nie. So vanoggend net so 'n bietjie, as hierdie verhouding gebreek is, dan sukkel jy om te leef. Iets jaag jou en jy weet nie wat nie. Jy soek na vrede, dit voel vir jou, die ideale lewe is net altyd so 5 tree weg, jy wil net so aan hom vat, ek gaan amper by vrede kom, ek gaan amper rustig raak, as ek net my lewe kan simplify, jy al daai woorde vir jouself gesê, my lewe eenvoudig, net vrede, net opstaan en leef, en die dag geniet, en voeltjies hoor sing, en die kinders lag as hulle speel, en net vrede met myself, al daai goed is taal van mense wat op soek is na myself. Ek jaag, ek skatterd. Die slim ouens wat nou baie met hierdie innerlike goed praat, hulle sê, ons leef so dat ek moet eers myself vang, voordat ek begin leef. Ons jaag so, ek moet eers myself vang. Imagine dit, ek moet nog eers myself vang, dan begin ek leef. Ek dog ek is hier by my. Maar ek hardloop vir myself weg, en ek jaag myself. So, kom ons praat net 'n bietjie, hoe goed ken jy, hoe goed verstaan jy jouself? Hoe goed is jou verhouding vandag met jouself? Kom ek vat jou na 'n skrif, die 1 Korintiërs 13. Ons almal ken 1 Korintiërs 13, né? Hoofstuk van die liefde. Die liefde is geduldig, die liefde is vredelewend, liefde dra nie boek van die kwaad nie, liefde. En dan ewe skielik kom hierdie hoofstuk, hierdie is eintlik 'n lied wat Paulus al skryf, 'n gedig wat Paulus al skryf. Dan ewe skielik kom hy toe en hy begin sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind en geleef soos 'n kind, maar nou dat ek volwasse is, het goed verander. En nou het ek eens het ek ten dele geken, maar nou ken ek ten volle. Hy vat 'n hele angle weg van liefde af. Maar kom ons gaan luister. Wat sê daar 1 Korintiërs 13:9? Hy sê, ons ken maar net ten dele en ons profeteer net ten dele. Wanneer die volmaakte egter gekom het, sal die onvolmaakte uitgedien wees. Toe ek nog klein was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind ontgroei. Nou sien ons dinge nog net vaag weg, soos in 'n dowwe spieël. Maar eendag sal alles vir ons glashelder wees. Ek hou van die ou vertaling. Die ou vertaling sê, maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien.
Hy sê, nou sien ons dof, maar eendag sal ek van aangesig tot aangesig sien. Nou, hoor wat sê hy dan? Nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan. Nou die vraag is, wat sien hy ten dele? Wat verstaan hy ten dele? Wat se kinderlike kennis het hy wat nog nie volwasse geword het nie? En nou hier kom die antwoord. Net soos God my nou ten volle verstaan. So hy sê, God ken my ten volle, maar ek ken nie myself ten volle nie. God verstaan my ten volle, maar ek verstaan nie myself ten volle nie. Hierdie gedeelte gaan oor hoe goed ken Paulus homself en hoe goed ken Paulus God. En Paulus sê, ek sien net ten dele. Ek sien in 'n dowwe spieël. Ek kyk na myself, maar ek verstaan nie wie ek is nie. Ek doen goed wat ek nie weet hoekom ek dit doen nie. Ek sê goed waaroor ek later spyt is. Ek vang goed aan wat mense om my seermaak en ek weet nie hoekom ek dit doen nie, maar ek groei, ek word al hoe meer volwasse. En ek begin God al hoe beter verstaan en ek begin myself al hoe beter verstaan. En eendag, hy sê, dankie tog al kom so 'n dag. Eendag, as die volmaakte gekom het, dan sal hy al my onvolmaaktheid wegvat. En dan sal ek ten volle myself verstaan soos wat God my verstaan. So hierdie is eintlik, hy skryf oor die liefde en dan sê hy, eintlik sê hy, weet julle hoekom sukkel ek so om lief te hê? Want ek ken nie myself nie. Weet julle hoekom sukkel ek om ten volle te leef? Want ek weet nie hoekom vang ek sekere goed aan nie. Ek ken nie ek verstaan nie myself nie. Ek weet nie hoekom doen ek goed nie. Ek is soos 'n kind. Ek come on, het julle kinders gehad en dan vang hulle iets aan en vra jy vir hom, hoekom doen jy dit? Hy kyk jou aan asof jy simpel is. Okay? Weet jy nie hoekom doen ek nie goed nie? Want ek's 'n kind, ek stout, ek mag. En jy kan niks aan my doen nie, bel ek Childline. Okay? Goeie nuus op die plaas, daar's die selfoon opvangs, die Childline vat lank om uit te kom. Maar nou, hulle kyk my maar uit dowwe. Maar ons is net soos 'n kind. Ek dink as ons voor die Here staan en die Here vra, hoekom leef jy so? Gaan jy ook net so kyk en sê maar almal leef so. Almal, wat bedoel jy? Hoekom leef ek so? Ons het nie antwoorde vir wie ons is, vir hoe ons leef, vir wat ons doen, wat ons hoop is, wat ons potensiaal is, wat ons drome is, wat God se wil is. Ons kyk in 'n dowwe spieël, maar eendag, as ons van aangesig tot aangesig al hoe meer met God tyd spandeer, sê hy, gaan ons al hoe meer ten volle sien. Nou, die vraag wat ek het toe ek hier aan werk is, hoekom sukkel ons so? Ek bedoel, Jesus het gesterf aan die kruis, en ons sonde is vergewe, en ons het 'n Bybel, en ons het die Heilige Gees in ons. Hoekom sukkel ons so om beter onsself te verstaan? Ek bedoel, vir my is Julie maande, hierdie tye so iets van, ek gaan diep in my binneste in, en ek soek, en ek vra, en ek het issues, en ek probeer antwoorde kry, hoekom is ek waar ek is, hoekom doen ek wat ek doen, en al hierdie simpel vrae, maar dis wintermaande doen dit aan my. En dan vra ek, hoekom doen ek nie goed wat ek doen? Hoekom sê ek nie goed? Hoekom vang ek nie goed? Hoekom reageer ek op maniere? As goed by die kerk gebeur, as goed in my gesin gebeur. Wie is ek? En ek vra die vraag, hoekom sukkel ons so? En hoe meer ek by 'n antwoord kom, of hoe meer ek lees hieroor en soek hieroor, kom ek by hierdie antwoord uit. Daar's 2 Andriese. Daar's 'n ware Andries en dan is daar 'n vals Andries. En ek het al hieroor gepreek, die ware jy en die valse jy, maar net kort, die ware jy is geskape in die beeld en die gelykenis van God, en het 'n spesifieke doel, 'n spesifieke roeping, en dit pas jou soos 'n handskoen, en dis die mens wat jou die meeste vervulling en geluk gee in die lewe. Wanneer jy in die ware jy loop, dan vlieg jy, jy's in 'n zone, jy fly, okay? Hulle praat van flow, né? Jy's in it. Dit vloei net, werk net, die verhoudings werk net, jou vrou en kinders is lief vir jou werk, alles werk net, alles is lekker. Dis as jy in die ware jy is. Maar die valse jy, is wat die wêreld in jou oor fluister wie jy moet wees. Dis wat die duiwel aan jou aankla en sê, maar hoe kan jy dit wees? Kyk jou sonde, kyk wat het jy gedoen, kyk wat het jy gesê. Die valse jy is nooit goed genoeg nie, is nooit vinnig genoeg, nooit skerp genoeg. Die valse jy het nooit genoeg, besit nooit genoeg nie, is nie slim genoeg, jy lees nie genoeg, jy weet nie genoeg. Die valse jy is iemand 'n stem, en ons almal weet wat 'n stem is, die vyand, maar hy's 'n stem wat konstant vir jou sê,
Jy's nog nie daar nie. Jy het dit nie. Jy gaan dit nie kry nie. Jy moet aanhou jaag, aanhou beklei, aanhou veg, aanhou deurdruk. Die lewe is hard, die lewe is moeilik. En dis 'n stem wat op jou inwerk. Nou hoor mooi. Die valse jy en die ware jy bly in een liggaam. En dis die probleem. En ons moet werk met al twee. Ek het hierdie gelykenis so 2-3 weke terug gekry en ek kon hom net nie uit my kop uit kry nie. Boekie wat ek gelees het, ek het hierdie gelykenis altyd behandel met die wêreld en hierdie ou sê nee, dis nie die wêreld nie, hierdie gelykenis praat van my. Kom ek gaan lees hom vir jou, Matteus 13:24. Hy sê, hy het 'n ander gelykenis aan hulle voorgehou met die woorde: God se koningsheerskappy kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land saai. Maar een nag, terwyl die mense geslaap het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, verskyn terselfde tyd ook die onkruid. Die slawe van die boer kom toe en sê vir hom: meneer, u het tog goeie saad op die land gesaai. Waar kom die onkruid dan vandaan? Dis 'n vyand se werk, het hy uitgeroep. Moet ons die onkruid gaan uittrek? Vra sy slawe hom. Maar hy antwoord: nee, dalk trek julle die koring saam uit wanneer julle die onkruid in bondels uittrek. Laat albei saam groei tot oestyd. Daai is groot woorde. Laat albei saam groei tot oestyd. Dan sal ek vir die mense wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar. Bind dit dan in bondels vas om verbrand te word, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Nou ek het altyd gedog hierdie praat van die wêreld en daar's goeie mense wat gered word en hemel toe gaan en dan is daar onkruidmense. Lekker prentjie, né? En hierdie onkruidmense groei saam met die goeie mense en ons kan hulle nie verwyder nie, hulle is maar tussen ons. En jy weet daai ou wat jou indoen in besigheid, daai ou wat altyd lieg, daai ou wat altyd bedrieg, daai ou, né? Hulle is tussen ons. En dan eendag by die einde van die wêreld, dan gaan al twee saam geoes word en die een gaan brand in die hel en die ander gaan nie. Ek het altyd gedog dit gaan daaroor. Maar hierdie skrywer sê, hierdie is 'n storie van my hart. In my hart is daar goeie koring. Koring wat die wil van die Here wil doen. In my hart is daar die ware potensiaal, die stem van God, die drome van God, die drome van kom ons maak 'n verskil in ons land, kom ons help armoede, kom ons bou besighede, kom ons bou mense, kom ons verbeter almal se lewenskwaliteite. Daar's goeie drome en passie binne in elke mens. Maar iewers in die nag het die vyand gekom en hy het 'n onkruid in my hart gesaai. En in my hart is daar 'n saadjie wat omkiem en sê, staf almal meer vir my. Staf armoede, dis hulle probleem. Solank ek en my huis en my kinders net baie het, dan kan hulle maar gaan waartoe hulle wil. Daar's iets in my hart wat sê, alles gaan oor my, en my plesier, en my geluk, alles gaan oor my. Daar's koring in my, of onkruid in my hart, wat niks vir ander mense gun nie, wat selfsugtig leef, wat net wil die bose dien en die bose pad stap. Ek glo nie die stemmetjie van liefde en genade en vergifnis nie. Daar is onkruid in my hart. En op 'n dag bid ek. En ek sê, Here, haal hierdie onkruid uit my hart uit. En hy sê, nog nie. Die twee moet saamgroei. Nou ek is 'n boer so bietjie, nie baie nie, maar so bietjie. En ek het nou al lande geplant daar by my. Dit het nie goed gegroei nie, maar okay, moenie my judge nie, okay? Ek het 'n ander ou gekry om dit te doen. Hy's ook actually in ons kerk. Hy het dit ook nie goed gedoen nie, maar kom ons gaan nou. Okay? Ek het lande geplant en dan kom die blou buffelgras op, maar saam met die blou buffelgras kom die onkruid op. En ek is soos in, come on, hierdie goed kos baie geld. Wat moet ek nou doen? Weet jy wat is almal se raad? Los dit net. Ek soos in, los dit net. My arme werkers op die plaas gaan met 'n vurk op 80 hektar en haal elke onkruidjie uit, okay? En die slim boere sê vir my, los dit net. Want die goeie saad groei nader aan die onkruid dood. Jy sien, dis iets van hierdie storie wat hier plaasvind. Die Here sê, los dit in jou. Die valse jy en die ware jy groei in dieselfde mens. En die Here sê, moenie bekommer wees nie. As ek en jy meer kos gee vir die goeie saad,
As ek en jy meer aandag gee aan wie's die ware ek, die ware jy, my potensiaal, die stem van God hoor, gereeld hoor wat sy drome, planne en ambisie vir my lewe, meer hoor wat's wysheid in die droom wat hy het, hoe meer ek dit hoor, hoe meer groei die goeie saad en die onkruid begin verstrengel raak. Maar hier is die omgekeerde. Party van ons meng so in die wêreld. Party van ons is so tussen die vriende, so tussen die geld, so tussen die gejaag, so tussen die kompetisie, so in die ratreis, dat ons gee ons onkruidsaad meer kos. En die ware jy word al hoe kleiner, al hoe minder. En jou verhouding met jouself raak al hoe donkerder. Jy doen goed wat jy nie vir jou vrou kan sê in die aand. Hoor jy, vandag het ek so deal gemaak, want jy dink, ja, dis nie so legit nie. Jy sê goed, jy kyk na goed. Jy begin goed te dink wat jy vir niemand kan sê nie, want die donker jy word al hoe sterker. Want jy meng met geselskappe, mense, vriende, jy lees goed, jy luister na goed, jy kyk te veel die koerante, die nuus en alles, en jy luister nie na die woord, en God se woord, en die Bybel, en gebed, en stilte nie. Jy gee verkeerde saad kos. En die Here sê, albei moet binne in jou groei. En albei toets jou. En albei vorm jou. Albei word deel van jou storie. So die vraag vanoggend is simpel. Wat is saad voed jy die laaste tyd? Want albei is in jou hart. Albei is binne in jou. Ek weet nie, is hier een wat nie die donker saad in hom het nie. Kan ek net sien? Ek wil net aan jou kom raak. Het sal lekker wees, okay? Maar ons almal het donker saad in ons, mense. Ons almal dink goed. Ons almal veg met goed. Maar as wanneer hierdie geveg begin stil word, is wanneer jy nie meer gewete het nie, wanneer jy nie meer met hom worstel nie, wanneer jy nie meer net sê, iemand anders dit praat daaroor, daarmee is ek besig, wat denk jy, is ek besig om droog te maak, is ek besig om op te koffie, gaan hierdie ding my lewe verwoes, as jy nie meer kan oop wees met jou man of vrou nie, wanneer jy weet, alles wat ek doen, kom openbaar vir my kinders, gaan hulle nog trots wees op my, gaan hulle sê, well done daddy, dit was mooi besluite, wanneer jy met donker goed begin speel en die saadjies van die onkruid begin ontkiem. Hy sê, daar sal 'n dag kom wat ons alles bymekaar maak, en wanneer dinge gaan brand en dinge gaan uitgesorteer wees. So ek weet nie van jou nie, maar ek is in 'n journey net met myself van, wat is saad voed ek? Voed ek die buffelgras of die koring? Of voed ek die onkruid? Nou, Openbaring sê, hoe doen jy dit? Openbaring sê iets van, kom kryf jou die regte oë, salfolie. Met ander woorde, hoe kyk jy na die lewe? Ry jy verby karre en jy dink, wow, dis dit, kyk jy huise, kyk, bro, begeer jy, jou oop en jou opkoffie, ons almal weet dit. 1 Johannes sê, die begeerlikheid van hierdie oë, van hierdie wêreld, is 'n liefde vir die wêreld. Hoe kyk jy? Ek het op 'n stadium, as ek verby plakkerskampe en regtig armoede ry, kyk ek aan 'n pad. Want die burden dat lewensentrum iets omtrent moet doen, raak te heavy op my. Ek sê, Here, hoe kan ek weet nie, en ek het issues daarmee, en ek kyk aan 'n pad. Laaste tyd sê hy, kyk hoe bly mense. Jy dink hoe swaar daai kind vir 'n eksamen, onder kerslig. En jy sê, daai mens moet net so slim wees soos jy, en kan besluit soos jy, en bestuur soos jy, en hardloop soos jy. Kyk hoe bly hy. Hoe kan hy besluit soos jy? Hoe kan hy bestuur soos jy? Hy swat onder kerslig, doen hy sy wiskunde sommetjies, wat jou ma vir jou gedoen het toe jy op skool was, okay? So, ek bedoel, jou oë en jou opkoffie, hy sê jou klere drag. Hy sê, kom kry by my wit klere. Wat maak jou beter as jou naaste? Jou klere drag is jou image, is jou selfbeeld. Hy sê, jou klere drag is dalk vuil. Kom kry by my wit klere, gewas deur genade, gewas deur wat Christus vir jou gedoen het, nie jou self-righteous, groot geword, regte skool, regte universiteit, regte kerk, regte katekisasie, groot geword en alles is reg. Hy sê, moenie vertrou op jou own righteousness nie. Kry vir jou wit klere, wat Christus wit gemaak. Die grootte is goud. Goud wat gesuiwer is, praat van ons waarde as mens. Hy sê, kom kry vir jou goud wat gesuiwer is, kry die regte waarde as mens. En hier is die groot probleem, nee, ons waarde is als uiterlik. Hy sê, kyk met oë wat innerlik kyk. Kry goud wat gesuiwer is aan die binnekant.
En hierdie is 'n uitdaging vir, hoe goed ken jy jouself? Wie is jy aan die binnekant? Hoe kyk jy aan die binnekant? Hoe is jou klere? Wat is jou waarde? Wat is jou goud? Hoe sien jy sukses in hierdie lewe? Al hierdie vrae word hier bespreek. En ek en jy is voor daai deur vandag. Van daar's 2 saadjies in my hart, daar's 2 saadjies in jou hart. Wat 'n saadjie groei? Wat 'n saadjie is besig om meer te word. Die ware ek, geskape in die beeld en die gelykenis van God, wat 'n verskil gemaak en 'n doel. En eendag op my ou dag, op my sterfbed, dink ek terug oor 'n lewe van, wow! Ek was alles wat God gesê het ek kan wees. Ek het dit geleef, ek het dit bereik, ek het dit gedroom, ek het dit gedoen. Of eendag op my sterfbed, is ek met regrets besig. Ek het die valse self gejaag. Ek het net gewerk, net bereik, net achieve. Ek's arm in verhoudings, ek's arm in myself, ek's arm met vrede. So hoekom is hierdie selfondersoek so belangrik? Kom ons maak klaar. Jy sit dalk en jy sê, Andries, ek's al 40 of ek's 50 of ek's al 80. Selfondersoek, ek het nie tyd daarvoor gehad, ek het net geleef, net gewerk. Hoekom is selfondersoek so belangrik? As jy het nog nooit regtig gedoen, hoekom moet jy nou begin? Wel, kom ek gee vir die grootte. Heel groot is om die heel eerste. Jy kan God en jou naaste net so lief hê soos wat jy jou self het. So as jy nie selfliefde het nie, lieg jy oor die res. Dis wat die Bybel sê. Jy bedrieg jouself. En niemand is so blind soos die een wat homself bedrieg nie. Jy gaan aan met 'n lewe en jy dink all is good and well, en die Here sê vir jou, as jy nie gesonde fondasies van selfliefde oor wie jy werklik is in Christus het nie, het jy nie jou naaste lief, het jy nie God lief nie, het jy niks lief nie. So dis waarom dit so kern is. Ek kan net my naaste lief hê soos myself. Ek kan net myself in Christus vind as daar 'n gesonde selfliefde in Christus is, dat hy my gewas het, dat ek gewas is in sy bloed, dat ek tweede kans het, dat myself kan vergewe, dat die valse self, die swak onkruid in my al hoe minder word. Ek kan net myself lief hê as ek in Christus is en weet hy het 'n plan en 'n droom en 'n pad met my lewe en ek word meer die ware self. Ek dink aan 'n klomp ander goed, hoekom dit so belangrik is. Dit is so belangrik vir jou huwelik. Weet jy hoe terrible is dit om getroud te wees met iemand wat homself nie kan lief hê nie? Jy kan al die liefde op hom uitstort, hy kan dit nie aanvaar nie. Weet jy hoe bad dit is, so 'n persoon kinders kry, hy projekteer al sy of haar vrese na die kinders toe. Weet jy hoe bad dit is om saam met so mense te werk, by jou werksplek? Dis bad vir die mense om jou, hoor. Want niks is ooit goed genoeg nie, maar is eintlik nie goed genoeg vir jou en jou insecurities nie, jy projekteer dit na die hele wêreld toe om jou. En so kan ek aanhou, dis terrible om saam met 'n mens te leef wat nooit stil word en self ondersoek doen nie. Ons het al 'n reeks oor sukses gedoen. Wat is ware sukses? Ware sukses is die alignment van gees, siel en liggaam binne in my. Dis wanneer ek een mens word, wanneer ek een ding met my liggaam doen, met my gedagtes doen, met my gees doen, met my hele wese doen. 'n gebroke sukses of 'n shattered life is 'n ou wat sy gewete doen een ding en sy liggaam doen 'n ander ding en sy godsdienst doen een ding. So, is jy shattered of is jy one? Dis wat die vraag is. So hier's waaroor ons nou praat. Ware rykdom is wanneer ek een is met myself. En in 'n journey is van 'n selfontdekking van wie's die ware ek. En 'n selfaanvaarding van wie's die ware ek. En 'n selfliefde omdat Christus my liefhet. Jy sien, dis een van hierdie verhoudings. As my verhouding met God stikkend is, dan is my lewe stikkend. As my verhouding met myself stikkend is, dan is my lewe stikkend. En daarom moet ek 'n bietjie stil word en begin met 'n gebed in die dae en die weke en die oggende en sê, Here, wie is ek? Wie is die ware ek? En wie is die valse ek? Vir wie se stem luister ek die meeste? Wie se raad volg ek die meeste? Wie se oortuiging volg ek die meeste? Die ware ek of die valse ek? En hoe gaan ek die gesonde saad in my lewe sterker kry? Kom ons sluit af met hierdie vraag. Waar begin ek om myself lief te hê, myself te leer ken, self te aanvaar? 1 Korintiërs 13 het hierdie woorde. Maar as die volmaakte eers gekom het. Dis waar jy begin. Jy begin by Christus. Weet jy wie jy is? Dis die man, dis die vrou wie jy is, as jy by Christus staan.
Imagine gou. Jy staan by die opgestaande Jesus. Wie is jy? Is jy 'n man en vrou wat neerval op jou knieë, sonde bely, jammer sê, liefde ervaar, liefde ontvang, liefde gee? Wie is jy as jy by die volmaakte kom? As jy hom van aangesig tot aangesig sien, wie is jy daar? Dis die ware jy. Jy sien die valse jy, sê ek het 'n paar vrae wat ek vir die Here gaan vra. Rarig. Nog niemand kon hom 'n paar vrae vra nie. Nog niemand. Nie eers die duiwel wat self 'n ewige wese, geeswese is nie. En jy gaan hom 'n paar vrae vra, jou slim ou jy. So dink mooi, wie is jy rarig as die volmaakte eers gekom het? Ek smal oor daai openbaringskrifte, ek het die hele openbaringbriewe, hy skryf van 7 gemeentes, en ons doen die laaste gemeente, Openbaring 3:15, maar al 7 gemeentes begin hy het so met hierdie woorde, ek ken jou. Hoor mooi, God sê ek ken jou, ek ken die ware jy, ek ken al jou drome, ek ken al jou potensiaal, ek ken jou, ek ken jou moegheid, ek ken jou swakheid, ek ken jou sonde, ek ken jou versoeking, ek ken jou geheime, ek ken die dae en nagte in jou lewe wat jy wil wegwens, ek ken jou hartseer, ek ken alles van jou. Hy sê dit 7 keer in daai Openbaring gedeelte, ek ken jou. Jy sien, selfontdekking begin wanneer jy by Christus kom wat vir jou sê, hallo, ek ken jou. Kom ons begin. Daar's saad in jou wat nie mooi is nie, en daar's saad in jou wat mooi is. Ek het hierdie saad geplant. Daar's potensiaal in jou. Jy sê, ja maar sonde, ja maar my verlede. Hy sê, ja ek weet, die twee gaan saam groei. Maar as ek en jy tyd spandeer, gaan die saad wat ek in jou geplant het, die ware jy meer word en sterker word. So, vanoggend, ons gaan nou saam nagmaal gebruik, en wat is die nagmaaltafel? Dis 'n tyd om voor Christus, voor die volmaakte, te kom staan, te kom sit. Ek wens eintlik ons kon voor hom kom kniel. En ek eet sy liggaam, wat vir my gebreek is. Wat vir my die saad gee van tweede kanse, van potensiaal, van droom, van beeld en gelykenis geskape in sy ewebeeld. Ons gaan sy bloed drink wat my skoon was, nuut maak, nuwe verbond gee, in my hart, sy woord, sy saad plant. So as jy hierdie nagmaaltafel gebruik, vra jouself die vraag, as ek nou voor hom kom, wie is ek? Wie is die valse ek? En wie is die ware ek? Hoe sien hy my en hoe sien ek myself? Met watter oë kyk ek, met watter klere leef ek, en wat is goud vir my? Ek bedoel, as eenvoudige beelde wat jy nou kan gebruik, om 'n geestelike oefening vir die volgende 5 of 10 minute te hê, net van, hoe sien ek myself? Wat se klere leef ek mee? Wat se goud leef ek mee? Wie is ek as ek voor die volmaakte kom? En sien, nie meer in 'n dowwe spieël nie, maar van aangesig tot aangesig. Wie is ek regtig? Ek gaan vra die span wat my help met die nagmaal, hulle sommer dadelik na vore toe kom. As jy ons besoek vanoggend, jy hoef regtig nie 'n lidmaat by Lewensentrum te wees om die nagmaal saam met ons te geniet nie. Jy moet net 'n eerlike, opregte begeerte hê om voor Christus te kom. En om besig te wees met Christus. En jy moet jouself ondersoek. Die Bybel is so streng daaroor. Ondersoek jouself, is jy reg om met Christus 'n one-on-one te hê, van aangesig tot aangesig? Anders bely net jou sonde en sê, Here, ek wil kom, en ek wil kom uit genade uit na U toe. Maar as jy saam met ons dit geniet, ons bring vir jou 'n broodjie, ek vra dat jy dit sal hou, totdat almal gekry het, nou gaan ons as gemeente dit saam geniet. Ek dink as dit kom by die broodjie, jy sal sien daar's 'n harde en 'n sagte, en jy kan enigiemand van die twee geniet. Die broodjie is net 'n simboliek van iets van Christus wat sy lewe vir jou gegee het, wat die prys betaal het, sodat jy 'n tweede kans kan kry, sodat jy nou voor hom kan verskyn. Dis net genade. Iets in my stilte toe ek self hiermee besig was, nagmaal gehou het hieroor, was, Here, dankie dat U my ken. Dankie dat U 7 keer sê in Openbaring, ek ken jou. Want Here, my oë sien my nie reg nie. My klere flous my. My goud is nie gesuiwer nie. So ek kyk nie reg na myself nie. Maar deur die kruis, dankie dat U my ken.
En dan vat jy die broodjie en ons gaan daaroor bid. Here, dankie dat U my ken, wie ek is in Christus. Ek gaan vra die span kan begin om ons te bedien daarmee. En terwyl hulle dit doen, gaan ons luister na die lied wat Sanet vir ons gaan doen. Van my moeder skoot tot waar ek nou loop, is U nog altyd daar vir my. Op my lewenspad, as die gety my vat, dan is U altyd daar vir my. Wat kan ek anders sê, as dat ek net vir U wil hê, want U verstaan my as en o ja, U vergewe my, vir altyd is U my vriend, ek kry dit so onverdiend, U liefde is vir my so volmaak. By U kan ek skuiling vind, U sien my as U kind, U liefde sal my altyd raak. Op 'n koue dag sal ek vir U wag, om my wese aan te raak. Deur my trane daal en as gedagtes maal, dan is U my bakenpaal. Hoe kan ek my rug draai en ware liefde ooit versmaai? U is my hart se klop en o Heer, my lewensbron. Vir altyd is U my vriend, ek kry dit so onverdiend, U liefde is vir my so volmaak. By U kan ek skuiling vind, U sien my as U kind, U liefde sal my altyd raak. Kan ons sien as jy almal bedien? Kom ons geniet die broodjie dan saam. Hemelse Vader, as ons vanoggend by die kruis kom van Jesus, en ons kom sit voor die volmaakte, en ons sien hoe sy liggaam gebreek is vir ons, dan hoor ons almal die stem iets van daar is 'n ware jy, 'n hart gesaai met koring, met iemand wat kan vrug dra, iemand geskape in die beeld en die gelykenis van Christus. Dis wie ek eintlik regtig is. Here, en baie keer is daai beeld so ver, want daar is soveel onkruid ook gesaai. Hierdie wêreld, hierdie media, die vriendekringe, die hardheid van die wêreld, saai en saai en saai onkruid. Onkruid van mislukking, onkruid van sonde, onkruid van ek's nie goed genoeg nie, onkruid van hoe lyk ek, onkruid van beelde. Here, maar as ek stil word, dan hoor ek by Christus, by die volmaakte, hoor ek, U ken my, U ken die ware ek, en U is lief vir my. Here, dankie dat ons vanoggend iets kan beleef van liefde. Ons kan iets beleef van 'n God wat my aanvaar net soos wat ek is. 'n God wat 'n pad met my wil stap, 'n God wat in my wil werk sodat ek vrug dra. 'n God wat in my glo, my potensiaal en my gawes wat hy vir my gegee het. Here, wie is ek as ek voor U staan? Dankie vir hierdie brood, Here.
Dankie dat U my ken. Dankie dat U liggaam vir my gebreek het, sodat ek kan deurbeweeg na die ware ek toe, in Christus. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ons gaan dan nou ook aan hierdie druiwesap bedien. Jy weet, daar's 'n kelkie. As jy die kelk wil hê, hou dit weer totdat ons almal bedien het, maar daar's ook 'n beker, van die wat eerder uit die beker uit wil drink. Steek net die hand op, die persone gaan die bedien met die beker, en soos wat hulle die bedien met die beker, drink af van en stuur terug. Ek dink as dit kom by die druiwesap, is dit dalk 'n gebed van Here, geef my nuwe salf vir my oë, trek my die wit klere aan, en suiwer my goud in my lewe. Die manier hoe ek na myself kyk. Here, help my om te sien wat U sien. Help my om nuwe oë te hê, wit klere te hê en gesuiwerde goud te hê, dat ek nie my lewe mors en my tyd mors en nie myself ken in die ware ek wat ek is nie. Persone kan sommer dadelik begin om ons te bedien met die druiwesap, terwyl ek en jy net hierdie tyd van selfondersoek het, waar ons sê, Here, wie is ek regtig? Hoe sien U my? Wat's my wit klere en die goud waarmee ek leef? Kom ons spandeer tyd saam met die Here, soos wat ons U bedien met die druiwesap. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my. Genade vloei waar God besproei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf wat leeg getuig, die triomfeer en vrees bezwyg. Dit skreeu die dood het dood gegaan, die lewensvors het opgestaan. Ek is vry, waarlik vry, want die lewe leef in my. Dit is volbring, U het oorwin. Daar staan 'n graf, 'n leë graf. Daar staan 'n troon met lof omring, waar skares kniel en altyd sing, om kyk die lam wat ewig heers. U sal ek dien, U sal ek vrees. Ek is vry, waarlik vry, en met U in heerskappy. Die hemel buig, die nasies juig, daar staan 'n troon, die hemeltroon. Daar staan 'n bruid in heerlikheid, van elke volk en taal en tyd, in glorieglans berei vir hom, beminde van die bruidegom. Ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my. Op daardie dag sal ek bly wag en leef as bruid, U liefdesbruid, en leef as bruid, U liefdesbruid. Voordat ons gaan saam bid, wil ek jou terugvat na die vraag toe, na ons aanbiddings. Dit is wel met my siel. Hoe gaan dit volgens met jou siel? Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan met jou liggaam? Hoe gaan dit met jou verhoudings? Hoe gaan dit met jou? Kan jy volgens sê, as gevolg van die bloed van Jesus, ek het vergifnis. Ek aanvaar myself. Ek hoor so iets van sy stem, sy drome, sy planne vir my, vir die ware self wat ek moet wees.
Kan jy volgens sê, dit is wel met my siel. As jy hier is en daar's sonde wat dit breek, sonde wat een van hierdie verhoudings breek, dis nou jou kans om dit te bely en vir hom te gee. Dis waarvoor hy gesterf het. Dis sodat jy tweede kanse kan kry, dat ek en jy met ware rykdom kan leef tussen God en met myself en my naaste en na die wêreld toe. Kan jy volgens sê, dit is wel met my siel. Kom ons geniet die druiwesap saam en dan bid ek vir ons saam. Hemelse Vader, dankie dat jy 'n liefdevolle Vader is, wat die heeltyd, elke dag, non-stop, aan my hart en my siel en my binneste werk, sodat ek kan leef met die woorde, dit is wel met my siel, dat ek 'n ware rykdom kan leef, ware sukses, dat ek myself kan lief hê, my naaste kan lief hê en God kan lief hê. Here, dankie, dat Jesus gesterf het aan die kruis, om in my lewe, met my lewe, deur my lewe te werk. Here, ek bid vir soveel mense wat vra, Andries, wat's my roeping? Wat's my doel? Wat is die manier? Hoe moet ek vrug dra? Ek wil 'n verskil maak elke dag, want God is so goed vir my, hoe kan ek dit uitdra? Here, ek bid vir u drome, u planne, u stem, u prentjies in mense se harte nou, dat hulle sal sien en hoor en voel, en kan leef met die woorde, dit is wel met my siel. Ek leef die ware self. Dankie daarvoor, dankie Jesus. Dankie vir die prys wat u betaal het, dat ons kan leef en lewe in oorvloed kan hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie liewe gemeente. Volgende week gaan ons verder met wat is ware rykdom, en ek dink jy kan vir jouself aflei, ons gaan volgende week praat oor ware rykdom in jou verhoudings met jou naaste, die weiergroep mense rondom jou. Jy kan die kelkies na die middel toe stuur, daar's nou persone wat dit daar by jy sal kry. Dankie vir die spanne wat gehelp bedien het ook aan die nagmaal, en dan kan jy ook die finansiële bydraes gereed kry. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes. Soveel van u by Lewensentrum so getrou elke maand gee, en ek hoop u besef dat die bydraes wat jy hier gee, verander nie net hier in ons gebou en ons kinders en ons jeug en ons tieners nie, dit help by 2-3 ander gemeentes ook om lewens te verander. So baie dankie vir die gehoorsame gee van die tiendes en die bydraes hier by Lewensentrum, sodat ons die verskil kan maak wat ons al reeds doen. Persone met wie gereël is, hulle kan ook sommer dadelik begin met die opneem van die finansies, terwyl ons nog 'n lied gaan luister. Verder as wat 'n mens kan droom of dink,
Kom ons staan op, dan sing ons ons slotlied saam en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Staan net so, dan ontvang jy die seën, die genade vir hierdie week. Mag jy hierdie week in hierdie genade leef, om oor en oor herinner te word aan die valse jy, maar ook die ware jy. Mag jy die stem van God en Jesus en die Heilige Gees duidelik hoor, wat jou roep om jouself te ken, die ware jy, en in daai volle potensiaal te leef. En almal sê saam, Amen, geseënde week, geseënde dag, lekker koffie en tee, hoop ons sien jou vanaand by Duislig, goed gaan. In die môre of die aand, in die goeie of die kwaad, in die somer, in die see, in die son of storm weer, sal ek U loof, vir nou en vir altyd. Daar is altyd nog 'n rede om te jubel in die Here. Kom wat wil in hierdie lewe, sal ek veg met lofgebede. Ek sal U loof, vir nou en vir altyd. Vir nou en vir altyd. Kom loof die Here, blyf bring hom Here. In elke seisoen sal ek roep en juig in my rede. Sing halleluja, saam met die engele. Die lof sal bly vloei uit my hart, vir nou en vir altyd. Met 'n hart vol dankbesalings sal ek dans tot in U arms. Sal ek saai deur al my trane, sal ek oes met U wilsange. Ek sal U loof, vir nou en vir altyd. Vir nou en vir altyd. Kom loof die Here, blyf bring hom Here. In elke seisoen sal ek roep en juig in my